In Handelinge 16 kry ons vir Paulus en Silas waar hulle in 'n tronk in Filippi sit, voete in blokke, hande in boeye en hulle is stikkend geslaan. Hulle is stikkend geslaan tot net dis kan die dood. En die hele storie het gebeur as gevolg van die feit dat hulle 'n vrou bevry het van 'n waarsêende gees wat vir haar eienaars geld gemaak het. En toe hulle nou hierdie gees uitdryf, toe maak sy nie meer geld vir hulle nie. En so beland hierdie twee manne in die tronk en hulle is nie in 'n lekker posisie nie. En dan lees ons daar in Handelinge 16 van vers 19 af, hoe Paulus en Silas daar in die tronk sit, naby aan die dood, en nog steeds tot God sing en vir hom bid, en die ander gevangenes luister daarna, en op die ou end glo ons dat die Here hulle ook aangeraak het. En dan kom daar 'n aardbewing, die tronk se deure gaan oop, maar Paulus, Silas en die res van die gevangenes bly daar binne. Toe die tronkbewaarder dit sien, het hy voor hulle gekom en gesê, hoe kan hy gered word? Hoe kan hy ook wees soos wat Paulus hulle is? En op die ou end sê Paulus vir hom, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Hierdie is 'n pragtige storie wat ons lees van hoe geloof in God mense bereik selfs in die moeilikste en aakligste omstandighede. Maar dan gebeur daar nog een ding in hierdie verhaal, en dit is die feit dat hierdie tronkbewaarder dan vir Paulus en Silas na sy huis toe vat, en daar ook sy hele familie, sy hele gesin, sy hele huishouding tot bekering bring. Ons lees dan dat hulle gedoop word en gered word. In hierdie samelewing van ons is dit so maklik om onsself net in blokke en boeye te sien. En dan dink ons baie keer, Here, ek wil so graag vir U werk, ek wil so graag U koninkryk uitbrei, ek wil so graag net meer mense van U vertel, maar ek weet nie hoe nie, want kyk na my, dit gaan met my sleg, dit gaan by my swaar. En dan as ons hierdie verhaal van Paulus en Silas so lees, dan sien ons dat baie keer is al wat dit vat, net om God te loof, te prys en tot hom te bid. En die Heilige Gees sal die res doen. Waarom wil ek jou vanoggend kom bemoedig? Daar waar jy is, of jy nou voel jy sit in blokke, of jy voel jy is geboei, en of jy voel jy sit in die tronk, en niks gaan net soos wat dit veronderstel is in jou kop nie. Hou aan tot God sing. Hou aan om vir hom te bid. Want die Here kan jou gebruik, hy gaan jou gebruik, en hy wil jou gebruik. En so verander jy dalk net iemand anders se lewe, deur hulle aan Jesus bekend te stel. En saam met dit sal die Here jou dan ook dra. Sal die Here jou ook deur hierdie storms vat. Sal die Here jou daar in die tronk nog steeds versorg. Sterkte vir jou. Hou aan sing en hou aan bid. Mooi week.